Wat het ek nou weer aangejaag? Wat kan tog help? Welkom by ons program Restaurasiestasie. Hierdie program gaan 'n halwe opvolg wees van my man se program van laasweek wat hy oor Job gepraat het. Nou, soos die van julle wat nou laasweek sal geluister het, sou geweet het, hy het begin by Job en hoe goed Job gedoen het en hoe alles van hom aan weggevat is. En ek wil vandag letterlik praat oor die einde van Job. En die van julle wie nie gekyk het nie, gaan lees 'n bietjie Job en gaan sien wat het ons gepraat. Ons het basies die eerste 2 hoofstukke bespreek oor alles wat Job gehaat het, wat God vir hom gegee het en wat die duiwel kom wegvat het om vir Job te toets, om te kyk hoe getrou hy sal wees aan Job. Dit is nou klaar. Okay. So, verskoon asseblief my man, hy is vreeslik opgewonde oor hierdie program, want hy gaan nou 'n bietjie met ons deel verder. So, ek wil kyk na die versie in Job 42. Okay, so dit is nou na al hierdie slegte gebeur het, na Job die Here begin question het, na daar soveel dinge gebeur het in Job se lewe, dat hy ook maar 'n mens geword. Hy was 'n mens, maar hy het God geprys in die goeie en in die slegte, en daar het tog 'n deel in Job se lewe gekom, wat hy gevra het, my Here, hoekom ek? Hoekom is ek nie maar net doodgebore nie? Hoekom moet ek hier wees? Hoekom moet ek al hierdie seer kry deurmaak? Wat baie menslik is vir ons almal. Maar God kom maak reg dit wat gebreek is. Want hierso sê hy, nou kry ek hierdie versie. Vers 10, okay. In Job 42 vers 10 sê hy, nadat Job vir sy vriende gebid het die Here se omstandighede verander. So nie nadat Job aan homself gedink het en vir homself gebid het en homself bejammer het nie. Na Job vir sy vriende, vir sy medemens, vir die mense wat naaste aan hom is, gebid het die Here se omstandighede verander. Die Here het hom 2 keer soveel gegee as wat hy vroeër gehad het. Nou ons het gepraat, ek dink Job het 7 seuns en 3 dogters gehad. Hy het baie kinders gehad. Okay, maar ek dink hy het 10 kinders gehad, as ons nou mooi. Ons kan actually gaan kyk gaga. Ja, sommer daarop by hom. Kom ons gaan maak seker. Hierso, ja, Job het 7 seuns en 3 dogters gehad. So dit wil sê, hy het 10 kinders gehad. So nadat dit van hom al weggevat is, het God hom geseën met 20 kinders, 14 seuns en 6 dogters. En verder het hy 7000 skaap gehad. Na dit weggevat is, het die Here hom geseën met 14,000 en 3000 kamele, so hy het 6000 kamele opgeëindig mee, 2000 beeste mee opgeëindig en 1000 donkies mee opgeëindig en dubbel soveel grond, dubbel so groot huis, dubbel van al die aardse rykdom wat jy kan aan dink. Omdat Job by God se voete gebly het God dit herstel wat gebroke was. Omdat Job aan God vasgehou het God herstel dit wat gebroke was. So ek en my man het gepraat en ons wou bitter graag vandag 'n potjie gehad het, 'n gebreekte pot of iets wat mens kan herstel en dit verbeter op 'n manier, want jy kan 'n gebreekte pot al wys die krake, jy kan boor dit nog steeds mosaïek of jy kan dit nog steeds seël en verf en dit soveel mooier maak as wat dit dalk was. Want dis wat God kom doen. Hy kom en vat die gebrokenis en hy maak dit soveel mooier as wat dit was. Maar ongelukkig het ons nog niks gekry om fisies te doen nie. En ons wou regtig graag, maar dit sou vereis dat ek een van my potte breek wat ek nie bereid was om te doen nie. So toe kom my man op met 'n scientific ding oor ons seentjie se balle wat die hele tyd inpop. So
ek het nou nie self wetenskap op skool gehad nie, maar ek sê nie sê ek's dom nie, maar ek sê net nie so slim met die wetenskap goed nie, maar hy gaan ons nou verduidelik, hoe om selfs 'n ingeduikte balletjie, net daai wat iemand jou net so bietjie seer maak, wat jou nie heeltemal breek nie, maar dit los 'n letsel. Net om daai, hoe dit op 'n scientific manier ook kan weer heel kom. Nou ja, om aan te sluit nou net by die program wat se tema is God herstel die gebroke. Nou ja, hierso sit ek nou met hierdie verskriklike mooi balletjies. Nou ek hoop julle kan op kamera sien. Nou hulle lyk verskriklik mooi as ek die aangesig so kan draai. Dan lyk dit soos 'n mooi perfekte ronde balletjie. Maar die oomblik as ek die masker nou afhaal en ek wys die ander kant, dan sal julle sien, hulle is maar merkerig, hulle is ingeduik. En ons as mens, as die bal nou 'n mens verteenwoordig, dan sal jy nou tipies sê, dit is houe wat die lewe ons nou al gegee het. Nou voordat ek enigiets verder doen, wil ek hê, vat jy daar vir my, vat 'n balletjie, dan probeer jy nou self hierdie duik uit te kry. Nou ek gaan ook hierso, so wat hierdie nou verteenwoordig is ons as mens, wat nou ons eie seer probeer wegvat. Nou, ek kan hierdie balletjie nou druk, daar is die duik, daar lyk dit of 'n bietjie beter is, maar dan kom maar 'n groter een. Probeer hom uitsuig. Wat wil net nie. Ons kyk as ons hom dalk bietjie mooi druk sien. Daar lyk hy lyk alright, maar hier in die agterkant kom alweer duik. En kyk ons so bietjie. So die konklusie is dit is amper onmoontlik. Dit lyk feitelik amper onmoontlik. Ek het nou al by die huis gisterand ook gesit en ek het hierdie balletjies probeer druk en alles net om hierdie ou duitjie uit te kry en ek het hom al gesuig en geblaas. Nou as hierdie balletjie nou ons as mens verteenwoordig, dan het ons elkeen ietsiekie waarmee ons sukkel. Ons elkeen het 'n duik in ons lewe. En ons is maar geneig, ons is mens, so ons is maar geneig om self hierdie probleem te probeer uit te duik, om self die hamertjie te vat en hierdie duik te probeer uit te kap. Nou, soos jy sien, partykeer lyk dit op die oog af as ek hom so vat, dan lyk dit of die duik kleiner raak, so dit lyk of ons probleem tog gaan verdwyn, dit lyk of ons as mens tog ietsiekie reg gedoen kry, maar die oomblik, as hierdie duik lyk of hy al weggaan, dan is almal net sommer nou weer 3 ander, so daar is 1 duik nou sommer 3. So ons as mens kan nie op ons eie nie, ons probeer dalk, en ons het dalk vriende wat ons probeer help, kom jy reg? Nee, elke keer kom er net nuus by, of die groot raak net dieper en dieper. Nou ja, so partykeer lyk dit of jy dalk 'n probleem regmaak, maar jy skep dalk 'n nuwe een, of jy maak dalk die oorsprong, die een wat oorspronklik was, dalk net groter. Nou ja, nou wil ek bietjie vat, nou hier sit ek met 'n ketel water hier by my, gaan hom net so vir julle wys, dis sommer 'n lekker warm water. Nou partykeer kom ons as mens, en dan vra ons die vraag ook, dan begin selfbejammering in te kom, en ons vra die vraag, Here, hoekom het ek sulke duike, wat het ek nou weer aangejaag, wat kan tog help? En dan keer ons nou die verkeerde dinge om hierdie duik uit te gaan, maar dan kom die Here, die oomblik as ons die Here vra om ons te help, en hy kom tree in. En partykeer is dit nie so lekker, die antwoorde wat ons kry, en partykeer vra ons vir die Here, maar wow, ek brand, hoekom, dis bietjie swaar, wag eens voor jy uithaal, dis bietjie swaar, Here, hoe kan u dit doen, dit verg dan nou so baie van my, Here, dit is net, ek kan nie dit opoffer nie, dit maak seer. So, partykeer, terwyl ons die antwoord soek, dan moet ons al klaar net oor die antwoord wat die Here vir ons gegee het, en ons is half klaar skepties daaroor, en ons begin vra en sê, Here, maar hoekom? Maar soos hierdie warm water wat ek dan nou ingegooi het, verteenwoordig dan die Heilige Gees wat dan nou inkom, en dan die oomblik as ons totaal en al oorgee, en sê, Here, ek as mens, ek kan nie meer nie, ek sien daar's geen uitweg wat ek as mens, of ewen 'n ander mens kan doen om my te help, kom help u my. Kom tree die Here in, en soos julle sien, die warm water wat ek nou hier so ingegooi het, dis presies dieselfde balletjies nog, kom hy, en die Here kom herstel ons volkome. Nou hier is die geel balletjie nou nog gehad, hy het 'n lekker groot duik ingaan, jy kan hom maar voel, pas op, hy is bietjie warm. So na die tyd, as jy herstel is, soos die balletjie wat bietjie warm is, dan is daar dalk ietsiekie wat vir jou voel, dit maak dalk seer en goed, maar weet jy, daai seer is vir goed. Hierso sit ek, die balletjie is perfek,
Die balletjie is perfek. Daai het nog so 'n klein duitjie in. So dit wil sê, hy het nog nie genoeg by die voete van Jesus wat die water dan verteenwoordig of die Heilige Gees nie. Hy het nog nie volkom in hierdie oomblik toe hy dink, hey, ek is alright. Toe begin hy weer sy eie pad te volg. Dis wat ek nou wil sê. Hierdie balletjies is nou warm. So hulle is vurig vir die Here en hulle is vurig vir Christendom. En hulle is vurig vir, as jy dit nou vergelyk met ons as mens, hulle wil nou net die Here dien. Maar sodra hulle weer lou word, sodra hulle weer kamertemperatuur raak en weer afkoel, en nou nie meer so vurig is vir die Here nie, dan kom al my duitjies terug. En hoe meer ek aan hierdie balletjie gaan vat, hoe meer duitjies kom terug. So meer dinge, daar kom issues op issues wat terugkom, omdat dit nie meer warm is nie, omdat hy lou geword het. En so is ons as mens ook. God kan ons gebrokenheid herstel, en ons kan in daai oomblik so vurig raak vir die Here. En sodra ons lou word, dan raak die gom taai. Dan begin die pot weer skeef trek, of die balletjie duik weer in, want ons lewe is nie reg nie. Dan is dit wat heel is in ons lewe, raak weer half verbrokkel. Dit raak weer asof dit bietjie, dis nou nie meer reg iets in jou lewe nie, want ons het nie by God se voete gebly nie. En dis hoekom dit wat reeds herstel was, weer kraak en weer lelik raak, is omdat ons nie warm bly vir God nie. En dis dieselfde soos met hierdie balletjies, as hulle nie warm bly nie, dan gaan hulle nie heel bly nie. Sodra hulle afkoel, gaan hulle weer duitjies kry, want hulle is nie warm nie. Nou voor ek nou verder gaan om bietjie meer die scientific kant dan nou vir julle oor te dra, verduidelik vir ons net bietjie hierdie warm bly. Hoe kan ons warm bly? Iemand sit dalk daar by die huis en sê, maar ek sukkel so bietjie, ek is maar aan die lou kant en ek wil vir jou sê, dis baie keer gevaarliker om lou te wees as om koud te wees. 'n Lou Christen is verskriklik gevaarlik. Maar vertel ons bietjie, hoe kan ons nou ons leefwyse verander, dat ons dan nou nie weer koud raak nie. Kyk, hier begin die reën 'n keer koud te raak, daar kom al klas. So dis baie keer sommer vinnig, jy kan by die kerk uitstap, die lougheid kan jou tref, dalk jy stap uit die kerk uit, jy het nou in die kerk daai vurigheid ontvang, by die kerk se deur steek jy daai eerste sigaret aan, koep, sommer 5 minute na kerk sit jy jou eerste duitjie terug. So help ons net so bietjie, hoe kan ons warm bly, hoe kan ons keer om nie weer lou te raak nie? Om warm te bly, moet jy by God se voete konstant sit. Jy moet worship, jy moet jou brein vul met Christelike goed, met Christelike liedjies, Christelike woord. Jy moet jou brein konstant vul met dit wat positief is en dit wat Christelik is. As jy gaan sit tussen mense wat die hele tyd negatief praat, dan gaan al negatiewe goed in jou kop kom en dan gaan jy afkoel. Maar wanneer jy gaan sit by God se voete en nie worry oor vulgêre grappies of hoe baie gedrink jy die naweek en spog daaroor en te kere gaan oor jy wil die coolste mens wees nie. Maar wanneer jy regtig commit tot God en by God se voete sit en jou kop vul met God, dan word jou hart ook gevul. Dan word jou lyf gevul. En as jy gevul is met die Heilige Gees, dan is jy vuurwarm vir die Here. Dan steek hy vuurtjie aan en hy bly aan. En jy voer hom net nog bietjie hout. En daai hout is Bybel lees en gebed en regtig om te bond met die Here en 'n verhouding te hê met die Here en dit konstant te doen en dit laat groei en nie afkom nie. Want dieselfde soos daai vuur, daai hitte wat jy binne jou moet bou, as jy gaan houtjies weghaal, nie nou tyd aan God se woord spandeer nie, ek sal môre bid, ek is nou te moeg, daai vlammetjie gaan kleiner raak, totdat hy nie meer brand het, totdat hy as is. Maar gelukkig, as jy weet, jy is besig om van die pad af te gaan, jy is besig om lou te word, daai kole kan weer aan die brand gesteek word, dit kan geblaas word, jy moet net tyd saam met God gaan spandeer, en dit is baie belangrik om dit dan konstant te hou, dat jou vuur kan bly brand. Nou ja, om dan nou by haar aan te sluit, dit gaan nou so mooi aansluit. Nou, wat se reaksie het dan nou regtig hier plaasgevind? Nou, as ek nou na scientific kant toe moet gaan, dan gaan ons dit verduidelik as die eksotermiese reaksie en die endotermiese reaksie. Twee verskriklike groot woorde, en wat beteken dit? Eksotermiese reaksie, dis 'n reaksie wat hitte afgee. So,
hierdie warm water gee hitte af en hierdie balletjie, hierdie blou balletjie absorbeer dit. So daai water het nou hitte afgegee. Dis 'n eksotermiese reaksie wat plaasgevind het. Die balletjie absorbeer daai hitte en hy raak dan nou soos julle gesien het, hy nou weer mooi volmaak as ek dit so kan sê. Nou endotermiese reaksie is nou mooi die teenoorgestelde van eksotermiese reaksie. Endotermiese reaksie is wat by die balletjie plaasgevind het, hy het hitte geabsorbeer. So hy het nie die hitte vrygestel nie, hy het hitte geabsorbeer en hy dan nou daai hitte fisies gebruik. So hy het die energie van die ander, kan ek nou maar sê, hy het die energie van die water gebruik om hom dan nou te herstel. Nou wat het dit enigiets met Bybels te doen? Nou ek wil vir jou vra, is jy 'n eksotermiese Christen of 'n endotermiese Christen? Ja, dit klink nou verskriklik. Hoe bring ek dit nou? Nou ek wil vir jou vra, is jy die een wat die hitte, 'n voorbeeld van eksotermiese reaksie is ook om lig vry te stel. Soos 'n vuurtjie wat jy brand, die hitte kom. Vuurtjie wat jy sal aansteek, dis hitte wat plaasvind en lig ontstaan. So dit is ook 'n voorbeeld van 'n eksotermiese reaksie. So ek wil vir jou vra, is jy daai eksotermiese reaksie wat hierdie hitte sal vrystel en wat lig vrystel? Nou hierdie hitte en lig waarvan ek hier verwys, is dan nou so Jesus Christus, dis die Heilige Gees. Dit is fisies daai verhouding met ons Jesus Christus en dit is dan nou hoe hierdie balletjie volmaak gaan bly deur hierdie hitte en deur hierdie lig. Of is jy 'n endotermiese reaksietjie wat net daar so sal sit in die banke, sit by die huis en sit by die kroeg en net kritiseer, net almal se lig probeer verdem, net want jy weet as jy 'n vuurtjie aansteek, hy kan net so lank bly soos die vuurtjie waarvan jy praat, dan brand hy op die ouend uit. So is jy hierdie endotermiese reaksie wat daai ou se lig wil gebruik tot jou voordeel en dan nou sy vlammetjie doodmaak. Wil jy op die ouend probeer om alles net self aan te trek, alles gaan net oor jou, dis net jy en op die ouend sluit jy vir Jesus en dan so ook die Heilige Gees heel uit die prentjie uit. So ja, ek wil jou aanraai, wees 'n eksotermiese reaksie, iemand wat hitte kan vrystel. Nou, hierdie balletjie kan nie hitte vrystel van self nie, hy kan nie. Hy moet self nou eers hitte ontvang. So, ons as mens, ons is nie, niemand is volmaak, niemand word gebore. Dis 'n keuse wat ons maak om Jesus te dien, om daai lig te straal. So almal moet eers kom en hy moet eers fisies die hitte ontvang. Jy moet eers bo kamertemperatuur kom. Kamertemperatuur is 23 grade Celsius. Nou ek gaan dit gebruik as 'n gewone Christen. As 'n kamertemperatuur is 23 grade Celsius. So ons moet nou kom en ons moet probeer uitstyg bo kamertemperatuur. So ons moet nou probeer kom, dalk is jy 'n 30 grade Celsius Christen, dalk is jy 40 grade Celsius, dalk is jy 80 grade Celsius Christen, maar ons moet nou probeer kom dat ons die lig fisies nou kan begin vrystel, dat ons Jesus kan uitleef. So ons moet begin om daai hitte te vat. Eers moet ons die hitte gaan soek en ons moet dit self vat. Hoe doen ons dit? Om Jesus aan te neem in ons lewe. Nou as jy nog nie het nie, ons gaan nou hierna gaan aansien vir ons 'n gebed doen, hoe jy dan vir Jesus in jou lewe kan aanneem, om hierdie balletjie van jou vol hitte te maak en die Heilige Gees in te nooi. En dan wil ek jou aanraai, bly in hierdie hitte. Moenie uit die bak uitkom nie, moenie uit die Christenstappieskap nie, moenie nou weer in die bar gaan instap nie, moenie nou weer daai eerste sigaret aansteek nie, dan kom my duitjie. So ek wil jou aanraai, wees 'n eksotermiese Christen. Ontvang hierdie hitte, raak abnormaal opgewonde om 'n Christen te wees en gaan straal hierdie hitte vir iemand anders uit. Want hoe weet jy weet nie dalk jy is dalk die hitte wat die ander ou nodig het. Jy is dalk daai eksotermiese reaksietjie, daai hitte wat jy vrystel, wat die ander ou nodig het om Jesus te kry en om Jesus te moet. Jy is dalk die middel tussen iemand se dood en lewe. Nou ja, dit is die einde van die program. Anselie gaan vir ons afsluit en die gebed gaan sommer die einde van die program wees. So voor ons afsluit, onthou, die keuse bly joune. En dan nou, as jy saam met Anselie bid, is ek baie bly, stuur vir ons so 'n bietjie 'n SMS en dan verwelkom ons jou in die koninkryk van Jesus Christus. Okay. Die wat wil, maak staan met my julle oë toe en bid agter my aan. Here Jesus, kom woon asseblief vandag in my lewe. Here, maak my 'n kind van die lewendige God. Here, kom vul my met u vuur en u Heilige Gees. En Vader, maak my u kind. Vergewe al my sondes en kom was my skoon met u bloed. En Vader, help my om warm te bly en help my om houtjies op die vuur te hou.
in Jesus naam. Amen. Vader, vir elkeen wat daai kort gebed gebid het, Here, wil ek kom en ek wil bid en ek wil vra, Here, stap hierdie pad saam met hulle. Here, vat hierdie guidance of U gee vir hulle guidance, Here, en U lei hulle elke liewe tree wat hulle van nou af gaan gee en vorentoe, Here. Here, help ons ook as mense om warm te bly. Dit is so maklik om te dink, dit lyk bietjie lekkerder aan die koeler kant. Ek wil in die sneeu gaan speel. Maar Here, dat ons sal besef dat ons onder U liefde en by U voete al die hitte sal ervaar. Alles wat ons nodig het om warm te bly teen die ijskoue wêreld. Here Jesus, gaan met elke persoon wat hierdie program kyk en lei hulle en behoed en bewaar hulle asseblief, Vader, in Jesus naam. Amen. Amen.